En hierdie Paulus, toe hy Saulus was, het gedink, ek doen die regte goed. Ek dien God met passie. Jy weet, en hy was 'n intens ou gewees. Hy was die ou, toe hulle vir Stefanus doodgegooi het, oor hy gesê het dat Jesus Christus is die seun van God en hulle het hom doodgemaak. Weet jy wie was Saulus? Saulus was die ou gewees. Gee my julle baadjies, ek wil hierdie storie check. Weet jy wat 'n savage moet jy wees om mense te sê, gee my jou baadjie, dan kan jy weet, want jy kan nie lekker gooi met 'n baadjie nie. So gee my jou baadjie, hou ek hom vas. En hy sê van gooi hom. Van daai dag af het 'n ewige vervolging oor die kerk gekom. En Saulus was die ou wat dit gedoen het. Hy het na mense se huise toe gegaan. Hy het vrouens en kinders uit hulle huise uitgesleep wat gesê het hulle glo in Jesus. Daai is wild. Nou daai ou wat gedink het hy doen wat reg is, ontmoet Jesus Christus in 'n oomblik. Spesifieke Sondag is altyd vir my een van die moeilikste Sondae om 'n preek voor te berei. En kom ek sê julle hoekom? Want laas naweek het ons, jy weet, die hoogtepunt van die kerk gevier, die feit dat Jesus Christus het gesterf vir ons sondes, Goeie Vrydag, en die Sondag het ons gevier dat hy het opgestaan uit die dood uit, die opstanding Sondag. En nou die probleem hoekom hierdie 'n moeilike Sondag is om te preek is, want wat voeg mens by op dit? Wat sê jy na dit? Wat sê jy? En as jy nie laasweekie was nie, hier's gou 'n vinnige recap vir jou. Ons het gepraat oor die feit dat daar was 'n tafel tussen ons en God, 'n tafel waar ons moes betaal, wat ons nie kon bekostig nie, 'n tafel wat offers vereis het, wat ons nie kon gegee het nie. En Jesus kom en hy verwyder daardie tafel. En toe het ons gegaan na Sondagoggend toe en ons het gepraat oor gesprekke om die tafel, is dat God ontmoet ons by 'n tafel en hy deel met ons sy hart, en wat daai doen is, dit stuur ons in die wêreld, en dat ons kan nie wag om hierdie goeie nuus met die wêreld te gaan deel nie. En toe het Colin Sondag aand met ons gedeel oor die ewigheidstafel. Dis die tafel waar ons nog nie is nie, maar waarna ons uitsien is hierdie tafel wat ons eendag in die hemel by God gaan wees, en ons gaan om hierdie tafel sit, en dit gaan amazing wees, en nog gaan geen meer pyn of seer wees, en teen ons met die bruilofstafel, dis soos 'n troue. Jy weet, waar net hierdie ongelooflike atmosfeer is, en ons word uitgenooi in die ewigheid, en om vir ewig saam met God om daai tafel te sit. En dis wat ons laas naweek gevier het. En as ek terugdink oor laas naweek, wil ek net so iets sê oor die kruisiging. Die eerste ding is, ek weet nie of julle weet wat mens die boodskap van Goeie Vrydag, Opstanding Sondag noem nie. Ons noem dit die evangelie. Die evangelie beteken die goeie nuus. En die goeie nuus is eenvoudig dit, en dit is my belangrik dat jy sal verstaan, dat ons hier sal begin vanmôre. Die goeie nuus is, ons was dood, en nou kan ons lewe. Is enigiemand dankbaar vanoggend vir dit? Prys die Here vir dit. Ons was dood, maar nou kan ons lewe. Jy sien, ons was nie stikkend nie, ons was nie net gebroken nie, ons was dood. En slegs deur Jesus wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het, kan ons nou in 'n lewe inneem. Ons is vrygemaak van die dood. Ons kan nou in die lewe intree, en dan vanuit daai lewe het ons nou nodig om te gaan lewe. En so daarom is my tema vanoggend is ons het hierdie goeie boodskap gehoor. Die tafel is verwyder, ons 'n tafel wat vir ons wag. Die graf is leeg. Prys die Here vir dit. Ons was dood, maar ons lewe nou. En laat jy kan my tema opsit as jy om daai het. My tema vir vanoggend is, wat het verander? Wat het verander? Jy sien, want jaar na jaar, hierdie is my, ek probeer dink, 15de jaar in voltydse bediening. En as ek daaraan dink, dan dink ek terug oor hierdie 15 jaar, en ek vra myself die vraag oor my eie persoonlike lewe af. Hierdie goeie nuus van Jesus Christus, die feit dat hy kruis toe gegaan het, gesterf het, opgestaan het, hierdie ongelooflike evangelie wat ons van praat, wat eintlik ons met die wêreld moet gaan deel. Na ek het gehoor het, wat het verander? Het my lewe van die oomblik wat ek dit gehoor het, gedraai van daai punt na 'n nuwe punt toe? Het ek 180 jaar gemaak, of is daar van ons wat dalk 360 gemaak het? Ons was op pad soontoe,
En toe het ons Jesus ontmoet en dalk iewers langs die pad het ons weer teruggedraai soontoe en ons loop hierdie kant toe. My vraag volgend aan jou is, na die boodskap wat jy hier die Goeie Vrydag en Opstanding Sondag gehoor het, wat het verander in jou lewe? En soos ek sê, hierdie is nou 15 jaar wat ek dit doen en ek dink oor my eie lewe, maar vra jouself die vraag af, hoeveel Paasnaweke het ek al die goeie nuus van Jesus gehoor? En vat vir 'n oomblik, kom ons sien nie net Paasnaweek, maar Sondag en algeheel, hoeveel keer het ek al gehoor dat Jesus is lief vir my? Johannes 3 vers 16, God het sy seun gestuur want hy is lief vir ons. En ek verstaan dat God is vir my lief. Ek verstaan God het sy lewe vir my gegee. Maar as 'n familie, volgende vra ek jou, wat het verander nadat jy daai boodskap gehoor het? En kan ek vir ons vra vir 'n oomblik baie eerlik in hierdie vertrek weet, wie is soms frustreerd met hoe min jou lewe al verander het nadat jy daai boodskap gehoor het? Kan ek sal my hand ook opsteek? As jy nie hand opsteek, jy verstaan jy nie die vraag nie. Ek dink daar's 'n gedeelte in ons wat voel, Here, ek het in my hart vir U gegee. En ek onthou daai eerste jaar, 2010, toe ek my hart vir die Here gegee het. Ek onthou daai eerste jaar, ek was vuur en vlam en alles het verander. En iewerste het ek 'n bietjie lou geraak. Nie nou nie, ek is in 'n vuur en vlam pappa. Maar daar was 'n tyd in my lewe wat ek het so 'n bietjie teruggedraai na my ou lewe toe en dit het vir my gevoel soos net nog iets tot my lewe. Dis net 'n toevoeging tot my lewe. Kan ek gou die volgende stelling maak? As dit net 'n toevoeging tot jou lewe is, dan verstaan jy dit nie. Dit moet jou hele lewe wees. Jesus Christus, die evangelie, die goeie nuus het nodig om alles te dryf wat jy doen. Van hoe jy jou kinders grootmaak, tot hoe jy die persoon met wie jy trou hanteer, tot die vrou met wie jy getrou het, of die man met wie jy getrou het hanteer. Hoe jy jou finansies bestuur, hoe jy met die petroljoggie praat, hoe jy oor die taksies voel. Dan spreek ek nou julle almal aan, nee. Ek sukkel glad nie met dit nie. Here help ons. Die realiteit is, as ek my lewe vir Jesus gee, het alles nodig om te verander. Hierdie boodskap het nodig om alles in my te verander. En daarom begin ek volgende met hierdie vraag, wat het verander? Want hier's wat ek wil sê, as niks in jou lewe verander het nie, het jy nie werklik die boodskap van Goeie Vrydag en Opstanding Sondag aangeneem nie. En dalk is dit so 'n bietjie op die tone trap vanmôre. Maar ek kan nie glo dat as ons werklik Jesus aangeneem het en ek begin regtig 'n pad met hom stap, dat goed in my lewe nie gaan verander nie. En dalk is dit 'n wake-up call vir baie van ons. Jy sien, want hier is die uitdaging van die verhouding met Christus. En ek hou nie van die woord godsdiens nie, maar dis vir my die verskil tussen godsdiens en verhouding is godsdiens is 'n reëls van moets en moenies. Dis nog 'n boksie wat ek aftiek. Ek gesels gister met iemand wat my 'n vraag vra oor 'n persoon wat volg hulle regtig Jesus en my antwoord was, solank dit nie net 'n boksie is wat hulle afcheck, dit moet gaan na 'n verhouding toe. Jy sien, 'n verhouding verander jou. Het jy al gesien mense wat lank getroud is? Hulle begin soos mekaar lyk, is vreemd, maar hulle begin soos mekaar lyk. So daarom het ek met 'n mooi vrou getrou, want dan beteken dit ek word mooier. Ek hoef dit nie so lyk meer soos ek nie. En jou kinders, wel, hulle moet soos jy lyk, anders moet jy vra, maar jy hoor wat ek sê. Ek grap sommer. Maar jy word al hoe meer, en wat ek agterkom, is hoe meer tyd jy so mense spandeer, jy begin soos hulle praat. My vrou sê nou die dag vir my, jy klink al soos oom Ben. Okay. Ek sê my Marie, jy klink net soos Ben. Kom. Jy weet, sê die goed so 3 vinnig aan mekaar. En sy haal my uit en ek besef is omdat ek baie tyd saam met hom begin spandeer, ek begin soos hy praat. As jy net soos die wêreld praat, het jy werklik verander. As jy net soos die wêreld lyk, het jy werklik verander. Daarom vanoggend, na die kruisiging, en julle gaan sien, hierdie is 'n wegspringplek vir waar ons hierdie kwartaal gaan gaan. Hierdie is die hoekom van wat ons doen hierdie kwartaal. Ons is besig met 3 ritmes deur hierdie jaar, en ons gaan die 2de en 3de kwartaal vat om die 2de ritme te doen. Die eerste ritme, as jy laas kwartaal saam met ons gereis het, sal jy hierdie weet. Maar as jy nie saam met ons gereis het, wat ons laas kwartaal oor gepraat het, is so 'n volgeling van Jesus, 'n disipel van Jesus, het 3 ritmes wat ons veronderstel is om te volg, en wat ons nader aan hom bring. En die eerste ritme is ons wees by Jesus. Ons spandeer tyd saam met hom. En daarom het ons spesifiek gepraat oor gebed, en ons het gepraat oor die Bybel. Want dit is hoe ons in ons persoonlike hoedanigheid, elke individu hier, tyd saam met hom spandeer. As ek maak die woord oop, ek lees die woord, maar dan bid ek, en ek praat met hom.
sien, ek wees by hom. Want dis waar ons gevorm word. Maar dan kom ons by die tweede ritme, en hierdie tweede ritme is waar ons die tweede en derde kwartaal gaan spandeer, en dit is, ons word soos hy. Jy sien, en dit is hoekom ek sê, ons verander, want wanneer ek tyd in sy teenwoordigheid spandeer, dan begin ek word soos wat hy word. Paasnaweek het veronderstel om hierdie effek op my lewe te hê, dat ek verander, ek word soos Jesus. En dan gaan ons in die vierde kwartaal praat oor die derde ritme, is ons gaan doen wat hy gedoen het. So wees by hom, doen wat hy gedoen het, en dan word soos hy en doen wat hy gedoen het, is die derde ritme. En dis hoe die res van hierdie jaar lyk. En so ons gaan oor baie, en hierdie woord dink swaar, maar ons gaan oor geestelike dissiplines gesels in hierdie tweede en derde kwartaal. En eintlik wat dit beteken is, ons oefen om meer soos Jesus te lyk. Ons doen die goed wat Jesus gedoen het, en daarom, 1 Johannes 2 vers 6, is ons skrifgedeelte vir hierdie jaar, en ons gaan dit elke Sondag deel, en ons deel dit tot dusver toe nog elke Sondag, 1 Johannes 2 vers 6, en dit sê die volgende, laat seker vir my 1 Johannes 2 6 opsit asseblief. Dit sê, wie sê dat hy in hom bly? As jy sê dat ek het in verhouding met Christus, ek woon in hom, my lewe is geconnect met sy lewe, ek neem die goeie nuus van Paasnaweek aan, die evangelie van Jesus Christus, ek neem dit aan, dit beteken ek bly in hom, sê, sal self ook leef soos hy geleef het. Ons gaan nie goed begin doen wat Jesus gedoen het. Jesus het tyd in die woord spandeer en Jesus het gebid. Maar nou gaan ons kyk na die ander ritmes wat Jesus in sy lewe toegepas het. Maar voordat ons soontoe gaan, wil ek weer die vraag vra, wat het verander? Want as jou tyd in die woord en jou tyd in gebed nie na verandering lei nie, dan is iets fout. As jou tyd in jou verstaan van Paasnaweek iets in jou lewe nie verander het nie, is daar iets fout. En daarom wil ek met julle vir 'n oomblik praat oor 'n man met die naam Paulus. Sy naam was eers Saulus, maar nou is dit Paulus. En hierdie jong man was ver van God af. Hy het gedink hy doen wat reg is, hy het gedink hy volg God werklik, en dit beskryf dalk 'n klomp van ons. Is ons dink om kerk toe te kom is die regte ding. En moenie my verkeerd verstaan nie, ek is bly jy is hier. Ek is bly dat te midde van 'n baie besige naweek met Super 8 met die mense wat kinders het, en die feit dat dit 'n reënerige naweek is, en al die goed het jy gekies om hiernatoe te kom. Ek prys die Here vir dit. Die kwartaal het begin, julle, en dit het met 'n bang afgeskop. Enigiemand wat ook so voel, soos kan die vakansie net gou weer kom vir 'n oomblik. Maar dit is besig en jy kies om hier te wees, maar dit is wonderlik. Maar dit is nie waar verandering plaasvind nie. As ek dink dat ek net my 10de gee, dankie vir die wat julle wat gee, ek waardeer dit, ons waardeer dit, ons gee saam met jou, dis 'n voorreg om te sien waar hierdie geld heen gaan, en ons seniors kan Esperanza toe hierdie week gaan en bedien word, ons kan oor die 60 kospakkies elke maand uitgee, great, maar dis nie dit kan nie alwees wat ons doen nie, dit moet lei na transform, iets moet verander in my lewe, so dit kan nie net boksies wees wat ek aftik nie, en hierdie Paulus, toe hy Saulus was, het gedink ek doen die regte goed, ek dien God met passie. Jy weet, en hy was 'n intens ou gewees. Hy was die ou toe hulle vir Stefanus gestenig het, en ons gaan later die jaar ook 'n bietjie na Handelinge kyk, maar toe hulle vir Stefanus doodgegooi het, oor hy gesê het dat Jesus Christus is die seun van God, en hulle het hom doodgemaak, toe tel hulle klippe op. Weet jy wie was Saulus? Saulus was die ou gewees, gee my julle baadjies, ek wil hierdie storie check. En hy hou hulle baadjies van, weet jy wat se savage moet jy wees, om mense te sê, gee my jou baadjie, dan kan jy weet, want jy kan nie lekker gooi met 'n baadjie nie, so gee my jou baadjie, hou ek hom vas, en hy sê van, gooi hom. Dis hoe brutal, jy weet, Saulus was. En hy hou hierdie baadjies vas, en daai ou gaan, en dit sê van daai dag af het, en jy kan dit gaan lees in Handelinge, sê dit van daai dag af het 'n ewige vervolging oor die kerk gekom. En Saulus was die ou wat dit gedoen het, hy het na mense se huise toe gegaan, en gaan lees die skrif van Handelinge, dit sê, hy het vrouens en kinders uit hulle huise uitgesleep, wat gesê het, hulle glo in Jesus. Ek kan nog verstaan as julle die mans gaan gryp, maar vrouens en kinders, daai is wild. Soos kom 7-jarige, jy glo in Jesus, tronk toe met jou. Daai ou, wat gedink het, hy doen wat reg is. Ontmoet Jesus Christus in 'n oomblik, op pad na Damaskus toe. En die Here wys vir hom. En dalk is hierdie daai oomblik vir jou vanmôre, waar die Here jou ontmoet, en jy dink jy doen wat reg is, en jy dink jy's besig met die regte goed van die Here, en die Here ontmoet jou dalk vanmôre, en hy sê, my kind, ek is lief vir jou. En daarom ontmoet ek jou op hierdie pad wat na die verkeerde plek toe lei. Jy is besig om seer te maak in plek so van om my volk te dien, in plek so van om my mense te dien, in plek so van om 'n hart te hê vir mense. En God ontmoet jou dalk vanmôre daar, en dis my gebed, Here, kom laat mense vanoggend daai oomblik, daai Damaskuspad oomblik hê.
En Paulus gaan van Saulus, en hy kry daai in die oggend, middag, ek is nie heeltemal seker wat se tyd van die dag het was nie, kry hy 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit. En mag jy gaan van godsdienstige na seun of dogter toe vanmôre. Ontmoet God daar, en God maak hom, en hierdie man skryf 2/3 van die Nuwe Testament, wat ons vandag, hoe ons kerk doen. Maar hy kom in Romeine 12, en Romeine 12 vers 2 is sekerlik een van die bekendste gedeeltes in Romeine, maar in Romeine 12 vers 1, kom Paulus, en hy kom sê hierso, hy kom wys vir ons wat ons reaksie nodig het, hy sê, hy kom wys ons hier hoe ons moet verander, en lees dit asseblief saam met my, Romeine 12 vers 1, in die Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, nou wil ek julle baie ernstig vra. Het iemand al ooit vir jou, as jy nou getroud is, weet jy waarvan ek nou praat? Ons het nodig om 'n ernstige gesprek te hê. Jy weet, jou hart begin sommer 'n bietjie vinniger klop, en jy worry, jy sê van, okay, wat het ek verkeerd gedoen? Of is dit net die mans wat so voel? Kan ek net gesien? Ernstig, hy skryf hier die brief, en Romeine is 'n ongelooflike diep teologiese boek, wat die geloof verdedig. Hoekom moet ons glo? Hoekom glo ons in die evangelie van Christus? En Romeine verduidelik, ons was verlore, maar nou is ons gered, of ons was dood, ons is nou gered. Hy verduidelik ons dat nie een van ons kan eintlik 'n vinger wys nie, want ons almal is skuldig, en hy bou op, maar op hierdie punt kom hy, en hy begin Romeine 12, hierdie hoofstuk 12, in hierdie brief, wat hy skryf aan die gemeente in Rome, en hy sê vir, ek wil julle baie ernstig vra, en so dis amper hierdie, jy het nodig om nou op te let in die klas. Hy sê, ek wil julle baie ernstig vra, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, met ander woorde, as jy dink aan die kruisiging, as jy dink dat jy verlore was, jy was 'n sondaar, jy was ver van God af, daar was verwydering tussen jou en God, daar's niks wat jy kon gedoen het om dit te red nie, en tog het hy gekom en hy die tafel omgegooi, sodat daar pad vir jou kan wees. As jy dink aan dit, toe jy nog 'n sondaar was, sê die woord, het hy vir jou gesterf, toe jy dit nie verdien het nie een van ons verdien dit nie. Hy sê, as jy terugdink aan dit, hier is wat jou reaksie moet wees, as jy dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, dan sê hy, hier is wat jy nodig het om te doen. Gee dan julle self aan hom, as 'n lewende en heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou, en wat julle godsdiens, wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Jy sien wat hierdie Paulus verstaan iets. Hy sê, ek kyk terug na die pad waar ek op was, wat ek gedink het ek doen wat reg is, maar wat nie reg is nie. En God het my as 'n moordenaar, iemand wat Christene doodgemaak het, die vervolg het, wat eintlik die direkte oppositie met God was. As God my kon geroep het, ek kyk terug na dit, en ek sê, Here, as gevolg van die offer aan die kruis, gee ek my lewe as 'n offer aan U. Jy sien, dis die uitnodiging vanmôre. Nou jy het nodig om te verstaan, 'n offer is nie 'n maklike, vinnige, once-off ding nie. Dis 'n daaglikse, gee jouself. Die manier hoe hierdie geskryf is dis 'n uitnodiging om daagliks jouself oor te gee. Dit laat my dink aan die woorde van Jesus, waar Jesus sê, vir julle wat my wil volg, het jy nodig om daagliks jou kruis op te neem en my te volg. Nou ek weet nie wanneer laas het jy 'n kruis gedra nie, maar dis nie lekker nie. En is swaar, en hy splinters druk in jou skouers in, en dit lei na 'n koppie toe waar jy sterf. En wat Paulus hier sê, en wat Jesus eintlik sê is, dis 'n uitnodiging om daagliks in myself te sterf. Daagliks om te sê, Here, dit gaan oor U en dit gaan nie oor my nie. Jy sien, en dis hoe ons trots wen. Want trots is 'n kanker in die mensdom. Ons dink ons is wonderlik. Maar hier kom Jesus, hy sê, nee, jy het nodig om na my te kyk en wat ek gedoen het, en daarom gee jy jouself vir ander. Daarom gee jy jouself vir jou vrou. Daarom gee jy jouself vir jou man of vir jou kinders, vir die persoon op die straat, jou skoonma, jou skoonpa. Jy gee jouself aan daai kollega by die werk, Ons het gelukkig nie so een nie by Oase nie, prys die Here vir dit. Ek's ernstig, ons het nie so 'n persoon nie op span nie. Maar dalk is daar een persoon, dat hulle kom in en hulle irriteer jou, en dalk bots julle geeste, want hulle glo nie in Jesus nie, en as hulle inkom, is hulle, hierdie naweek het ons gesyp, jy kan nie glo. En iets bots in jou, en jy sê, Here, ek gaan my lewe gee as 'n offer vir daardie persoon. Of jy werk dalk met mense by jou werk, en ek praat met mense in die mynbedryf, en hulle sê vir my, Marius, jy verstaan nie hoe moeilik hierdie is nie. As daar ondergrond is, en van hierdie mense, hulle vryf my net verkeerd op. Of jy werk iewers op 'n plaas, en dit gaan rof daar, Jesus sê, ek wil jy moet daagliks jou lewe gee as 'n offer. Dis moeilik. Om Jesus te volg is nie altyd maklik nie.
En ek weet nie waar in die kerk het ons hierdie ding begin preek van gee net jou lewe vir Jesus en alles sal oukei wees. Ja, alles gaan oukei wees, maar die pad na oukei toe is nie altyd lekker nie. Kan enigiemand gou getuig, dis jou ervaring. Dis nie altyd lekker nie, maar ek beloof jou, dis die moeite werd. En daarom kom Paulus, hy sê, weet jy wat met jou reaksie wees op alles wat God vir jou gedoen het? Gee jouself as 'n heilige en lewendige offer. Dit is partykeer 'n bietjie swaar, maar dis die moeite werd. Hy sê, en wanneer jy jouself kom gee op so 'n manier, hy sê, wat gebeur is, dit is die soort offer wat vir God aanvaarbaar is. Dit is wanneer God na jou kyk en sê, my kind, hierdie is amazing, hierdie is die tipe offer, hoor wat hy sê, hierdie is wat die soort offer waarvan hy hou, en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Jy sien, Paulus verstaan in sy ou lewe, het hy baie goed vir God probeer doen, maar dit was nie sinvol nie. Ek het amper my tema vanoggend gemaak is jou lewe sinvol? Maar ek wil eerder vra, wat het verander? Want as ek my lewe werklik vir Jesus gee, moet daar verander in my plaas vind. Maar dan gaan Paulus aan en hy sê in Romeine 12 vers 2, en hier is die bekendste gedeelte sekerlik in Romeine, is hy kom hier so, hy sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, hierdie wêreld sê, as dit moeilik is, soek iets anders. Die gedragspatrone van hierdie wêreld sê, as jy jou kruis moet opneem om Jesus te volg, is nie die moeite werd nie. Soos dien Jesus op 'n Sondag en nou en dan as mense op Facebook moet invul, wat is jou geloof? Hy sê, maar moenie soos hierdie wêreld word nie, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Hy sê, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Jy sien, Paulus kom sê, hy sê, selfs die manier hoe jy dink oor jou lewe. Kyk na wat God gedoen het, gee jouself as 'n lewendige heilige offer, en dan derdens, hy sê, kyk na die wêreld, en besef, dis nie hoe jy moet leef nie. Want die wêreld leef selfsugtig. Die wêreld leef vir eie gewin. Die wêreld leef, as jy my seermaak, gaan ek jou terug seermaak. Die wêreld leef met onvergifnis. Die wêreld leef met gierigheid, meer. Maar Paulus sê, hoe jy nodig het om te lewe is om jouself te kom verander. Nou ek het die voorreg gehad, so 13 jaar terug doen ek 'n kursus. Nou in die kerk het ek die voorreg om berading te kan doen, nie eintlik berading nie, meer begeleiding, stap saam met mense pad. Ons het 'n voltydse beraader, sy doen berading. Maar dikwels sal al mense by my kom en 99% van die tyd is dit mans. En dan sal hulle vir my sê, en veral toe ek 'n jeugpastoor was, dan kom 'n jong man na my toe en sê vir my oom, toe my oom genoem en ek was 3 jaar ouer as hulle, oom, ek sukkel met pornografie, hoe kan ek vrykom? En daai tyd vra ek die kerk, hoorie so, ek het nie die gereedskap om hierdie ouens te help nie, sal hulle koop toe vir my 'n kursus. En ek doen hierdie kursus, en hierdie kursus leer 'n ou hoe jou brein werk en hoe verslawing werk. En een van die goed wat ons leer, is dat dit begin in jou brein, dat 'n verslawing is 'n uitvloeisel van gewoontes wat jy in jou brein aangeleer het. En so wat hulle hiervan praat is soos, hulle praat van 'n veld, waar elke keer as jy 'n keuse maak, in jou brein is daar 'n neuron wat hardloop oor 'n gedeelte van jou brein. En hoe meer jy daai keuse maak, hoe meer word daai pad gevorm. En hoe meer jy daai keuse maak, hoe dieper word daai pad en hoe dieper word daai pad. En dan wat gebeur is, hoe meer ek daai keuse maak, hoe makliker kom daai keuse vir my en dis hoe verslawing gevorm word. Soos byvoorbeeld, jy sal 'n vriend wys vir jou, kom ek verduidelik hoe ek dit vir tieners verduidelik het. 'n Vriend wys vir jou 'n foto op 'n skerm. O nee, ek wil nie dit sien nie. Kyk jy so met een oog. Ek wil nie dit sien nie. Jy maak 'n keuse om te kyk. Die tweede keer wat gebeur is, 'n vriend wys dit en jy kyk nou met 2 oë, jy kyk nie, julle kan ek eerlik volgend hier wees, die Here het my vrygemaak hiervan, toe ek 'n kind was, as ons saam met my ma televisie kyk, hy sê, maak toe jou oë, maak jou oë so toe. Julle weet nie wat lag, julle weet waarvan ek praat. En het my ma gesê, ons kyk nie meer hier goed, ons het my uitgevang. En nou ouers, dis net so terloops, as jou kinders nie kan kyk, jy moet jy dit nie kyk nie. My vrou sê dit altyd vir my. As jy dit nie mag, as ons kinders dit nie mag kyk, jy mag ons dit nie in ons huis kyk nie. Maar in elk geval, nou kyk jy die tweede keer na daai ding en daai ding word meer en meer gevorm. Wat gebeur éventueel? Is in jou brein word hierdie ding gevorm en dat voordat jy besef, kom dit al hoe makliker en makliker en makliker. Nou dink gou oor wat Paulus net vir ons gesê het in Romeine 12 vers 2. Hy sê, weet jy hoe verander jy? Jy begin anders dink. So wanneer ons Jesus volg,
het ons nodig om keuses te maak wat die teenoorgestelde van hierdie wêreldse keuses is. Die wêreldse keuses is al so in baie van ons gedagtes gevorm. En dis hoekom die woord wat Paulus hieroor praat is, hy sê julle moet verander word. Nou daai woord verander is 'n moeilike woord. Dis moeilik om te verander. Kan enigiemand met my saamstem? Ons hou van ons manier van dinge doen. Ons hou van ons gewoontes. Ons hou van, ek het dit nog altyd so gedoen. Hulle sê mos, hulle sê mos, jy weet, it's difficult if it's impossible to teach an old dog new tricks. En so ons hou van ons manier van dinge doen. Maar wat Paulus hier vir die kerk kom sê in Rome, hy sê, julle het nog altyd dit gedoen soos die wêreld dit doen. Hy sê, maar om te verander, het jy nodig om nuwe paadjies in jou brein te vorm. Jy het nodig om op 'n nuwe veld te gaan loop. En wat ons hierdie kwartaal jou gaan leer om te doen. En daarom wil ek jou vra, moenie uitmis nie. As jy Sondag nie is nie, kyk dit aanlyn. Maar ons gaan jou leer om nuwe gewoontes te vorm in jou gedagtes. Nuwe ritmes wat ons bring. En dit gaan moeilik wees, maar dit gaan die moeite werd wees. Dis hoe ek daagliks my lewe as 'n offer aan hom gee. Here, ek gaan kies. En van die goed waaroor ons gaan praat, is ons gaan praat oor community, oor gemeenskap, oor saam. En dit beteken dat partykeer gaan ek moet tyd uitkoop in my week om by mense te gaan sit en met mense te praat oor my geloofsreis, en van julle, die introverte is van ek's uit, ek kom nie terug nie, ek's klaar. En die extroverte hier is van ek kan nie wag nie, dit gaan amazing wees. En gewoonlik is daai twee mense met mekaar getroud. So is wonderlik. En so ek wil jou vra om hierdie kwartaal, al is daar sekere gewoontes en sekere geestelike ritmes, want dis wat Jesus gedoen het, alles wat ons gaan vir jou oordeel, is goed wat Jesus gedoen het, is ons word verander deur ons gedagtes te verander en 'n nuwe paadjie te loop, En so daarom vra ek vir jou, mag ons hierdie kwartaal doen wat Jesus gedoen het. Ons gedagtes verander, en ek sê weer eens, ons kyk na die kruis, ons kyk na die tafel wat omgegooi is, ons kyk na die tafel wat vir ons gedek is, en die gesprekke wat God met ons het, die nagmaal, ons kyk na dit, ons kyk na ons doop, die feit dat ons gesterf het en opgestaan het as 'n nuwe mens, ons kyk na hierdie goed, en ons sê, Here, as gevolg van wat U vir my gedoen het, gaan ek my lewe op so 'n manier leef, dat dit U verheerlik. Here, ek wil verander word. En so Jesus kom, en ek wil vir julle die woorde van Jesus gee in Johannes 8 vers 31. Hy sê, toe het Jesus vir die Jode wat tot in geloof in hom gekom het gesê, so stop net geraak, hierdie mense glo alreeds in Jesus. En hoor wat Jesus vir hulle sê. Hy sê, as julle in 'n noue verbintenis aan my boodskap leef, is julle my egte navolgers. So Jesus kom hier so en hy sê vir hulle, julle glo alreeds, maar as julle in 'n noue verbintenis met my leef, dan sal julle my egte volgers wees. Hoor wat sê hier in die Amplified. Amplified Bible says, so Jesus was saying to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, en nou hoor wat beteken daai woord abide, ek gaan nou vir julle die Griekse woord vir julle sê, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciples. Sien wat Jesus hier kom sê, is hy sê, as jy werklik nie net in my glo nie, maar doen wat ek sê, uitleef wat in my woord staan. Hy sê, dan is jy werklik my disippels. Nou daai woord abide, of in Afrikaans in toegewyding leef, laat ek dit net weer lees, hy sê hierso, verbintenis, noue verbintenis sê die woord. As jy in 'n verbintenis met Christus het, en abide, dis die Griekse woord menou. Sê gou vir die persoon langs jou, menou. Jy moet nou vir hulle sê. Menou vir hulle sê, okay? Menou. Nou menou beteken die volgende. Laat sit jy om daar. To remain, om in dit te bly, dis 'n daaglikse ding, dis nie 'n eenmalige ding nie. To remain, to abide, to stay, to continue, to dwell, to endure. Jesus sê so, as jy werklik in my glo, en dit wil vat van geloof, ek glo dit, na werklike disipel, het jy nodig om dit toe te pas in jou lewe. Dit bring my na een van my gunsteling skrifgedeeltes toe, Matteus 7, waar Jesus die twee stories oor die huise vertel. Die een word op die rots gebou en die een word op die sand gebou. En ek lees dit graag vir jou. Dit sê hier so in Matteus 7 vers 24, elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wie se huis op die rots gebou is. Met ander woorde, as ons sê 1 Johannes 2 vers 6, ons leef soos hy geleef het, hy sê dan word ons werklik disippels. Ons het nodig om die ritmes van Jesus te doen. Ons het nodig om te sê, Here, ek wil kyk hoe U geleef het en ek wil dit in my eie lewe toepas. Ek kan Romeine 12:1, kyk na wat hy gedoen het.
En daarom gee ek myself as 'n offer. En 'n offer beteken ek is gehoorsaam aan hom. Want dis die tipe offer wat God wil hê. En as 'n familie, vanoggend wil ek jou vra om saam met ons vir die tweede en derde kwartaal in 'n ritme in te gaan, wat ek sê, Here, ek kies daagliks, ek kies weekliks, partykeer uurliks, om net gehoorsaam aan U te bly. En ek weet die wêreld wil my hierdie kant toe vat, en ek weet my hele lewe is al gevorm deur die verlede, en goeders wat in die wêreld se denkpatrone, soos Paulus sê, maar Here, ek wil in 'n nuwe manier gevorm word. Help my. En vanoggend wil ek graag afsluit deur vir jou 'n akroniem te leer. En ek het hierdie so 2 jaar terug in ons aanddiens gedeel, so as jy daar was, dis altyd goed om 'n dinge tweede keer te hoor. Maar ek wil vanoggend met jou hulle sê om te verander het jy nodig om hierdie akroniem deel te maak van jou lewe. En die akroniem is chain, soos 'n ketting maar in Engels, chain. Okay, chain. En hierdie is 'n akroniem. 'n Akroniem vir die van julle wat nou nie lekker hoërskool Afrikaans kan onthou nie, dit is C beteken iets, H beteken iets, A beteken iets, I beteken iets, N beteken iets. En ek wil hierdie net vinnig vir jou verduidelik. En ek wil vra om hierdie akroniem of neer te skryf, of as familie, hoor mooi, as jy op ons status gaan vandag, nee, ons het hierdie nuwe manier gekry om ons preeknotas op 'n website te laai, wat ons preeknotas vat, en dan maak dit interaktief, en dit maak dit soos prentjies is wat beweeg. So op ons, Lance, sit gou vir ons telefoonnommer daarop, sal jy gou vir ons telefoonnommer, as jy ons telefoonnommer save, as jy nog nie ons WhatsApp status kan sien nie, beteken dit jy het nog nie die kerk se nommer gesave nie, dan stuur jy net jou naam en jou nommer na hierdie, net jou naam, ons het jou nommer, naam en van na hierdie toe, en ons sal jou dan in die week bel en sê, hoor hierso, welkom, ons is bly jy kuier saam met ons, en Lance gaan dit nou vir ons opsit, julle kan net 'n oomblik gee, maar daai nommer, as jy op die kerk se status gaan kyk, gaan vandag se preeknotas daar wees, maar die heel eerste ding wat jy op vandag se notas gaan sien, is 'n visuele uitbeelding van hierdie preek, en hierdie akroniem is ook daar. Maar ek wil dit graag vir jou lees. Chain. So die C staan vir choices. Hierdie is hoe ons hierdie kwartaal gaan ingaan. Ons gaan chain toepas in ons geestelike lewe. We're going to choose. Ons gaan kies. Nou 'n keuse wat jy maak is 'n doelbewuste, kom ons gebruik 'n voorbeeld in elkeen van julle se lewe. Ons het nou oor taksies gepraat, ons praat nie oor hulle nie. Kom ons gebruik die voorbeeld van jou dag begin by God. Aanvanklik is dit moeilik. Jy stel jou alarm 1/2 uur vroeër, en môreoggend gaan jou alarm af. En dan slaan jou vrou vir jou en sê, staan op, jou alarm gaan al vir 'n uur af. Wie van julle is ook daai mense, jou maat maak jou wakker as jou alarm af, jy slap deur hom. Ek is ook daai persoon. Okay? En jy het gewoonlik 12 alarms, nie net een nie. Maar nou kies jy vanaand, as jy huis toe gaan, kies jy make a choice om 'n alarm te stel om môreoggend vroeër op te staan. En jy het 'n plek en jy het 'n tyd, beste raad wat ek jou kan gee, jy kies, ek gaan vir my koffie maak, en ek gaan in die sitkamer, gaan ek sit, en ek gaan psalms deurlees. Ek gaan kies om by Psalm 1 te begin, en elke oggend gaan ek net 'n psalm deurlees, en dan gaan ek bid. Kyk, dis jou keuse wat jy maak. En die volgende oggend gaan jou alarm af, jy staan op, jy maak die keuse. Die eerste dag is dit moeilik. Die tweede dag is dit 'n bietjie minder moeilik. Die derde dag is jy moeg, en dan slaap jy dalk laat, en die beste raad wat ek jou kan gee, as jy een dag gemis het, moenie 2 dae mis nie. Staan op en hou aan, en hoe meer jy hierdie keuse maak, weet jy wat gebeur, dan kom dit by die H. Dit word 'n habit. So choices leads to habits, en 'n habit is gewoonte. Met ander woorde, nou word jy al makliker wakker. En as jy opstaan, dan die eerste ding wat jy doen is nie Facebook of One Day Only of op Instagram gaan of op die nuus lees nie. Dis nie die eerste ding wat jy doen, of jy kyk nie jou e-mails nie. Dis nie die eerste ding wat jy doen nie. Jou gewoonte wat nou gevorm het, is jy staan op, jy gaan maak koffie, jy het 'n tyd en 'n plek, jy gaan sit en jy's besig om die psalms te lees. So choices, onthou, en aanvanklik is dit nie maklik nie, word gewoontes. Choices leads to habits. En dan gebeur hierdie ongelooflike ding. Dit word automatic. Dit word outomaties. So dit gebeur makliker. Nou 'n goeie voorbeeld wat ek jou hiervan kan verduidelik, is glad nie in die Bybel nie, dis om te vloek. Jy hoor 'n woord wat jy nie geken het nie, en dan kies jy om iewers te gebruik, en dan gebeur dit makliker vir jou, jy dink nie eens daaroor nie, en voor jy jouself kry as jy jou toon stamp, en sê jy daai woord, en jy het nie eers dit oorweeg om dit te sê nie. Dit gebeur outomaties. En so nou wat gebeur as jy hierdie keuse lank genoeg maak, en dit word 'n gewoonte, ewe skielik staan jy op voor jou alarm, en jy gaan in voor, en dit is net soos, hoor jy, ek is in die Bybel, en ek het nie eers hieroor gedink nie, dit gebeur net outomaties. Is dit nie amazing nie? En hoor wat gebeur, choices leads to habit becomes automatic, en dan word dit jou identiteit.
Dit is wie ek myself gemaak het. Ek is iemand wat Bybel lees. Ek is iemand wat bid. Weet jy hoeveel mense het ek al hoor vir my sê, ek is nou maar net nie 'n persoon wat lees nie. Ek is nou maar net nie 'n persoon wat jy weet vroeg opstaan nie. Weet jy hoekom? Want jy het nog nie genoeg choices gemaak wat habits geword het, wat outomaties geword het nie. As jy daai 3 goed kan toepas, dan word dit jou identiteit. En jy skielik sê, "Jo, dis wie ek is. Ek is nou ewe skielik die persoon wat vroeg opstaan." Ek kan vir julle sê ek was nooit daai persoon nie. Maar toe ek begin kies het om hierdie goeders te doen, ek is nou 'n vroegopstaaner. En tot my vrou en my se spyt is ons jongste ook, hy het nie gekies nie, hy is hom maar net so gebore. 6:00 in die oggend, ons kan nie meer laat slaap in ons huis, dit is wonderlik. So choices leads to habits, automatic becomes my identity, en dan die laaste ene, it becomes my nature. En die verskil tussen identiteit en natuur, is dis wie God my gemaak het om te wees. Jy sien, as jy werklik wil word wie God jou gemaak het om te wees, begin by 'n keuse, maak dit 'n gewoonte, laat dit outomaties in jou lewe uitspeel, laat dit jou identiteit word wie jy sê jy is, en dan gaan ander sê dis wie jy is. Nou vat hierdie chain beginsel, nou ek hou van die woord chain, want ek kies om myself vas te ketting aan God en sy gewoontes. En as ek myself aan dit vasketting, dan vat dit my, want hoe hy wil ek moet wees. Nou as 'n familie, moenie hierdie mis nie. Dieselfde beginsel wat ek kan toepas om goeie gewoontes met chain toe te pas, so kan ek dit ook doen met die goed van die wêreld. As ek kies, wanneer ek kwaad word, om dit op my geliefdes uit te waal, gaan dit 'n gewoonte word. Dan gaan dit outomaties wees, dan gaan dit vir myself sê, dis maar net wie ek is maar net die ou wat op die mense skree rondom my, en dan gaan ek maar net sê, dis hoe God my gemaak het. So ek wil vanoggend afsluit, deur vir jou te vra, aan wat gaan jy jouself vasketting, die 2de en 3de kwartaal? Gaan jy jouself vasketting aan die goed wat Jesus gedoen het, in 1 Johannes 2 vers 6, ek gaan na die kruis kyk en ek gaan my lewe as 'n offer gee. Gaan jy jouself vasketting aan dit? Of gaan jy jouself vandag vasketting aan die wêreld, soos Romeine 12:2 sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Die keuse is vandag joune. En ek wil afsluit met hierdie vraag. Volgende jaar, die eerste Sondag van die nuwe 2de kwartaal, as ek hierdie vraag van volgens se tema vir jou moet vra, wat het verander? Gaan jy vir my sê, ek is maar net dieselfde as wat ek 'n jaar terug was? Of gaan jy kan sê, kan ek jou vertel, ek het myself vasgechain aan Jesus en sy gewoontes, en ek het toegelaat dat dit my vorm, en ek is vandag 'n nuwe mens. Ek is vandag vry van my ou lewe, ek is vry van verslawing, ek is vry van oordeel, ek is vry van my ou identiteit, ek is vry van my slegte gewoontes, want ek het myself aan hom vasgechain. Of gaan jy sê, Marius, my lewe het verander, maar het in die verkeerde rigting gegaan. Ek het toegelaat dat die seer wat met my gebeur het, ek het myself toegelaat om die keuses te maak wat dit my gegee het, en dit het my gevorm, en so ek het verander, maar ek het 'n slegter mens geword. Ek wil vanoggend vra, Here, asseblief, mag dit nie die waarheid wees nie, maar mag ons eerder word soos U. En daarom wil ek jou vra om jou oë te sluit vanmôre. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, Marius, ek wil vandag die keuse maak om myself vas te chain. Romeine 12, Here, ek wil kies om my lewe as 'n offer te kom gee, as ek kyk na wat U vir my gedoen het, dit is my enigste reaksie, as ek kan nie anders as om maar nie vasgekoppel te wees nie, of dit wat U in Johannes 8 gesê het, Here, is ek wil vandag kies om te know, I want to abide in You, ek wil in U bly, Here, ek wil werklik toegewyd aan U wees, Here, sodat ek kan verander, om die man of die vrou, die pa, die man, die verloofde, die kerel, die meisie, of selfs die kind te wees, Here, wat U wil hê. As dit vanmôre jou begeerte is en sê, Here, ek wil my vas aan die chain, kan ek jou vra om op jou voete te staan, ek wil volgende vir jou gebed doen, dat die Heilige Gees jou krag sal gee om hierdie lewe te kan leef. Ons kan nie hierdie sonder die Heilige Gees doen nie.
Here, U sien elke man en vrou wat op hierdie oomblik staan. Here, en U weet wat hulle aan vasgebind is vanmôre. Here, U weet wat hulle aan vasgechain is vanmôre, goed van hierdie wêreld wat eintlik by hulle steel. Maar Here, ek wil Johannes 8 vers 32 oor hulle kom bid, Here. U het gesê in Johannes 8 vers 31 dat as ons in U bly, dan word ons werklik die disippels. Maar Here, 8:32 sê die volgende. Dit sê, en julle sal begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid sal julle vrymaak. En Here, in hierdie oomblik beleef ek wat U besig is om te doen, is manne en vroue wat volgende opstaan en sê, ek is gechain aan die wêreld, ek wil gechain wees aan die waarheid. Here, wat U volgende doen, you are the chain breaker. Here, U is volgende besig om kettinge af te breek van die wêreld af, sodat daar kettinge vasgemaak kan word aan die waarheid. Wanneer ons in U abide, is die uitvloeisel daarvan vryheid. En daarom kom bid ek vanmôre, come break every chain in the name of Jesus. Kom breek vanmôre die kettinge af, Here. Die kettinge aan die verlede, die kettinge aan ons verslawings, die kettinge aan die wêreldse patrone. Kom breek dit vanmôre af, Here, en kom bou nuwe chains wat aan U vas is. Here, want ek dink aan ons jaartema voetspore. Want as ons aan U vasgeketting is, waar U voetspore lê, daar sal ons wees. So Here, moenie net kom breek vanmôre nie, maar kom bou vanmôre. Mag ons oor 'n jaar terugkyk van vandag af en vra wat het verander. En met die grootste glimlag sal ons kan sê alles het verander. Want wanneer ek kyk na die kruis en die leë graf en ek kyk dat ek dood was, maar nou lewe ek, dan gee ek my lewe as heilige en lewendige offer. Ek bid dit oor elke man en vrou wat nou staan. Hulle wat by die huis is, Here, wat ook hierdie keuse maak, wat na die aanlyn diens kyk. Mag dit vir hulle ook so wees. En as jy vanoggend saamstem met hierdie gebed, wil jy nie net sê amen nie.